Goeiemôre almal. Welkom by die eerste Sondag wat ons vier na Paasfees, na die opstanding. En dit is my so lekker om met jou te praat vanuit ons kerk vanmôre. Daarom het ek weer vir ons die kerse aangesteek, miskien kerse wat vir jou bekend is, wat ons altyd op Paasfeesoggend almal aansteek. Jy kan sien hulle almal brand, om vir jou op so 'n manier te sê, welkom by ons saamwees vanmôre. Die tema na die opstanding, hierdie eerste Sondag na die opstanding, is alles oor hoop. En ek wil vir jou 'n gedeelte lees van iemand wat vir ons hoop gedemonstreer het, terwyl dit in die moeilikste omstandighede van sy lewe was. En sy naam is Stefanus. Nou ek lees uit Handelinge hoofstuk 7 vanaf vers 54. Die Joodse leiers was woedend oor Stefanus se aanklag en hulle het hulle woede vir hom gewys. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het aanhou opkyk na die hemel toe en hy het die heerlikheid van God gesien. Hy het Jesus in die regeerposisie aan die regterhand langs God sien staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel oop en die Seun van die mens in die regeerposisie aan die regterhand langs God waar hy staan. Toe het hulle ore toegedruk en hom toegeskreeu. Soos een man het hulle op hom afgestorm. Hulle het hom uit die stad gesleep en hom met klippe doodgegooi. Die amptelike getuies het hulle klere uitgetrek en by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus neergesit. Terwyl hulle besig was om Stefanus te stenig, het hy gebid, Here Jesus, ontvang my gees. Hy het op sy knieë neergesak en hard uitgeroep, Here, moenie hierdie sonde teen hulle hou nie. Met hierdie woorde het hy gesterf. Ons lees net tot hier toe die verhaal van Stefanus uit Handelinge hoofstuk 7. Maar voordat ek en jy 'n bietjie gaan nadink oor hierdie gedeelte, kom ons luister nou en na Andries en ons sing saam met hom hierdie wonderlike opstandingslied, lied 411. Kom, almal, laat jou stem verrys. Laat jou stem verrys, kom, laat ons die Verlosser prys. Halleluja, halleluja, die Heer laat duisternis verdwyn. Hy is die lig wat helder skyn, loof die Here, gee hom ere. Halleluja, halleluja, halleluja. An angel wrote in light hath said, risen from the dead. Hallelujah, hallelujah. O Lord of all, with us abide. In this our joyful Eastertide, praise the Lord and give Him glory. Hallelujah.
healed, thine own redeemed, forever sealed. Hallelujah, hallelujah. All praise be thine, O risen Lord. From death through endless life restored. Praise the Lord and give him glory. Hallelujah, hallelujah, Op hierdie eerste Sondag nadat ons Paasfees gevier het, is dit vir my so 'n besondere teks wat uit Handelinge 7 na ons te kom, oor Stefanus. Nou Stefanus was een van die eerste kerkleiers. Hy was een van die eerste diakens wat gekies is met 'n spesifieke doel om die Grieksprekende Jode se weduwees te help versorg, want dit was te veel werk vir die apostels. En hy het besondere gawes van die Here ontvang. Daar staan op verskeie plekke dat hy deur die Heilige Gees vervul was en dat hy oor Jesus getuig het en dat hy selfs wonders en tekens gedoen het wat in die naam van Jesus verrig is. En daarvan het die Jode nie gehou nie. En hulle het hom toe in verset teen hom gekom en daar is verset opgebou en hulle het hom aangekla dat hy lasterlike dinge gesê het teen Moses en teen God. En toe word hy in gevangenis geneem en voor die Joodse Raad gebring. En dis hier voor die Joodse Raad wat hy toe begin om te getuig. En dan staan daar in Handelinge, terwyl hy gepraat het sy gesig gelyk soos 'n engel. En toe het hy begin en hy die tydperke in die geskiedenis van die volk Israel verduidelik. Hy het begin by die tydperk van die aartsvaders, hy het gepraat oor Moses en hy het gepraat oor Dawid en oor Salomo. En hy het uiteindelik gesê, julle Jode, julle sien nie raak dat alles wat die profete oor gepraat het, gaan oor Jesus. En dit is in Jesus vervul. En hy het hulle toe aangekla en gesê, julle sien nie die waarheid raak, wie Jesus eintlik is nie. Die Heilige Gees het so kragtig in hom gewerk, dat hy met soveel oortuiging gepraat het, dat die Jode in opstand, die Joodse Raad in opstand gekom het. En toe het hulle hom beveel om hom te laat stenig. En hulle het hom doodgeskreeu. Hulle het eintlik hulle ore toegedruk. Hulle wou nie verder luister nie. En dan kom daar die mooiste opstandingsoomblik, die mooiste opstandingsbeeld. Terwyl hy gestenig word, is hierdie Stefanus kalm en hy's rustig en hy kyk op na die hemel en wat sien hy? Hy sien vir Jesus wat die Here is, want hy spreek hom aan as Here, wat aan die regterhand van God staan en wat daar vir hom hoor en vir hom intree. En dit is wat ek wil hê dat ek en jy op hierdie Sondag in hierdie omstandighede waarin ons bevind, met die verlengde tydperk van inperking, juis as gevolg van die coronavirus, dat in die moeilikste omstandighede word hierdie Stefanus vir jou en vir my 'n voorbeeld van kalmte en rustigheid,
omdat hy die hoop van die opstanding beleef. Die hoop van die opstanding. En dit is so mooi simbolies. Hy sien Jesus staan, en die staanposisie was 'n posisie van beskikbaar wees vir intree. Jesus staan aan die regterkant. Dit is 'n teken van vertroue dat hy daar is en dat ons hom in die moeilikste omstandighede moet kan raak sien, net soos wat hierdie Stefanus dit kon doen. En sy kalmte en sy rustigheid is in skrille kontras met dit wat die Joodse raad, hulle skree en hulle gaan te kere en hulle stenig hom, hulle trek hom uit die stad uit en hulle is heeltyd besig om wrede dinge teen hom te doen. En hier staan hy in kalmte en vrede in hierdie moeilike omstandigheid. So, wat is die boodskap vir jou en my vanmôre? Dat ek en jy as gevolg van die opstanding van Jesus Christus 'n opstandingshoop kan hê. 'n Nuwe oriëntasiepunt. En wat is hierdie hoop? Hierdie hoop is dat God alleen kan. Ek en jy kan niks doen. God alleen kan, en in Jesus Christus is God in beheer van hierdie wêreld. En ek en jy kan met kalmte en rustigheid en vrede onsself aan hierdie Jesus oorgee. Daar's dan 'n verskil, het ek daaroor gedink. Daar's 'n verskil tussen opstandingshoop en die gewone algemene hoop wat gekoppel word aan 'n optimistiese gevoel van dinge gaan verander. En wat is hierdie verskil? Die groot verskil van opstandingshoop en hierdie gewone gevoel van positiwiteit of dinge wat net gaan beter word, is dat opstandingshoop sê, God is teenwoordig, Jesus is teenwoordig in die krisis. En dis die hoop wat ek en jy moet hê, vir 'n wêreld, vir vandag, vir dit maak nie saak wat ek en jy moet hanteer nie. Die ding wat almal gesamentlik moet hanteer, die grootste vyand op die oomblik is die coronavirus. Maar ek en jy kan weet, as gevolg van die opstandingsgeloof, kan ons die teenwoordigheid van Jesus ervaar. Dis teenwoordige hoop. En wat is die sielkundige resultaat dan nou van hierdie teenwoordige hoop, opstandingshoop? Is dat ek en jy krag kry, vreugde kry, en dat ons vrede het. En dis presies wat Stefanus vir ons verduidelik in die moeilikste omstandighede, terwyl hy gestenig word, het hy krag en hy het vrede en hy het die vreugde van sy verhouding met die Here. En daarom wonder mens, waar kom hierdie krag vandaan? Want dit is nie iets wat ek en jy self kan skep nie. En dit is wat opstandingshoop is. Dis iets wat binne ons, deur ons geloof geplaas word deur God. Ons is nie die bron van hierdie hoop nie. Ons kan nie hierdie hoop skep nie. Dis net Christus Jesus wat vir ons hierdie hoop kan gee en ons ontvang dit in geloof. Daarom is dit 'n hoop as 'n reis na binne. Want as ek en jy konsentreer op alles wat buite rondom ons gebeur in die wêreld en ons begin bekommerd oor hoe gaan ons môre nog oorleef, wat gaan van die ekonomie word, wat gaan van ons word, dan gaan ons nie die opstandingsgeloof en hoop ervaar nie. Maar as ons toelaat om te reis na binne, na die geloof
wat God deur die opstanding in Jesus Christus in ons harte plaas, dan kry ons die vermoë om onsself te heroriënteer, om nie te dink oor hoop. Dan verstaan ons dat pynlike dinge nie noodwendig lyding hoef te veroorsaak nie. Dat pynlike dinge oor ons pad bring om vir ons te help groei. En daarom moet ek en jy ook vra, wat is dit waartoe God ons uitnooi om te groei, juis in hierdie tyd van inperking? Wat is die deugde van hierdie hoop? Wat is die gevolg, die resultaat van opstandingshoop? Dis dat ek en jy verstandig sal optree, dat ons rustig sal wees, en dat ons sal kyk, waar kan ons 'n verskil maak, soos wat God ons roep. So ek bid vir jou en vir my, dat ek en jy hierdie opstandingshoop sal hê, soos wat Stefanus dit gehad het, wat diep in ons kom lê, en wat vir jou en vir my vandag vrede en blydskap en rustigheid sal bring. Mag die Here dit vir jou gee. Mag hy by jou wees, en mag jy van binne jou, van die sentrum van jou lewe, waar God beheer, mag jy van daaruit af die hoop lewe, en dit ook vir alle mense bring. Amen. Kom ons bid nou, en ons vra dat die Here vir ons opstandingshoop in ons omstandighede sal bring. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir die voorbeeld van 'n Stefanus vanmôre, wat in die mees moeilikste omstandighede, terwyl hy gestenig was, dat hy opgekyk het, en dat hy U raak gesien het, die opgestane lewende Here. En dankie, Here Jesus, dat U aan die regterhand van God staan, en dat ons weet dat dit beteken dat dit die beste posisie is, en dat U staan, omdat U ons dien, en dat U nie onbetrokke is in ons omstandighede nie. Kom, Here, klim in elkeen van ons harte in, en bring vir ons die opstandingsgeloof, en bring by ons vanoggend vrede, rustigheid, kalmte en moed. Dit vra ons, Here, met 'n oop hart, dat U in die sentrum van ons lewe sal inkom. Amen. En nou wil ek jou net weer seën, en ek seën jou met die opstandingshoop en geloof, wat daar in Jesus Christus, die opgestane Here is. Vrede vir jou. Amen.